Is 'n voorreg om saam te kan wees. Ons is in ons fokus in hierdie wat ons laasweek afgeskop het, waar ons begin het met vriende soos hierdie wie dan vyande nodig. En ons almal het sulke moments, ons almal het sulke belewennisse. Hierdie tafel voel daar as normaalweg. Of ek het langer geword gisteraand, een van die twee. Met vriende soos hierdie, wie het vyande nodig? Ons het almal sulke belewennisse. Ons het almal geleenthede waar ons voel, ek die vriende wat in my lewe is, hulle maak die lewe eintlik vir my moeiliker. Hulle sit my in moeilike omgewings. Hulle doen goed wat ek nie van hou nie. En ons gaan deur sulke oomblikke in ons lewens. En ons het eintlik in laasweek agtergekom, daar's partykeer vriende wat op ons pad is, wat voel partykeer, hy is vyandig teenoor my, maar daar's eintlik 'n goeie beginsel wat saam met dit kom. En ons het uit die lewe van Eli begin en gesels en gesê, daar's 'n tyd om net te luister. Daar's 'n tyd waar ek en jy so graag net wil verdedig en so graag net wil sê, hoekom ek doen wat ek doen, en hoekom ek kan wegkom met wat ek mee wegkom, en hoekom die en hoekom daai. Daar's tye waar ons net wil sê, van ons kant af, maar hierso is my perspektief, en sien net my perspektief raak. Maar die beginsel is, daar's 'n tyd om net te luister. Daar's 'n tyd wat verdediging moet stop, daar's 'n tyd wat redenasies moet stop, daar's 'n tyd wat jou kla en jou moan moet stop, daar's 'n tyd om net te luister. Ons voel baie keer, soos daai liedjie, alhoewel ons hom uit konteks uit gaan sing vir 'n oomblik, maar ons voel baie keer so, why me Lord, what have I ever done to deserve even one? Nee, dis daai, maar buite konteks natuurlik, is nie waar daai liedjie gaan nie, maar dis so dit voel partykeer, why me Lord? Hoekom alweer hierdie? Hoekom in hierdie proses en in hierdie ding? Hierdie tafel is regtig korter as wat hy moet wees. Lig hom, kan jy hom vir my so 'n bietjie oplig, asseblief. Vandag vat ons die beginsel so klein bietjie, kyk daar. Loof die Here vir tegnologie en dinge. Vandag vat ons die beginsel so klein bietjie verder. Vandag vat ons hom in 'n konteks van dit wat vir jou en my eintlik prakties moet wees. Want daar is maklike plekke waar ek en jy kom, waar ons sê, wat ons laasweek oor geleer het, waar ons kan sê, maar ek het gehoor wat jy gesê het. Ek het geluister toe jy gepraat het. Ek was teenwoordig daar en ek het ag geneem op die woorde wat jy sê. Vir my baie keer in die huwelik, dan is, wanneer ek en Jair vas sit, dan kom ek maklik op die plek waar ek sê, ek het gehoor wat jy gesê het. Ek het gehoor, ek het geluister, ek beloof ek het, nee. En dan kom jy agter, maar ek het nooit die argument eintlik huis toe gevat nie, of ek het nooit die woorde regtig deel gemaak van my lewe nie. Ek het net gesê, hoorie, ek het my kant gehou, ek het geluister, toe jy gepraat het. En dit voel partykeer wanneer ons deur ons lewens gaan, kom ons op daai plek en op daai punt waar ons maklik net sê, maar ek het gehoor. Die volgende beginsel op dit is, jou oor toets die woorde. Jou oor toets die woorde. En is 'n kritiese beginsel om te verstaan dat ek nie net gehoor het nie, en nie net geluister het in die oomblik nie, maar dat ek op die plek gekom het waar binne ek myself geleer het om die woorde te toets. En Eli sê vir Job in die volgende, as jy jou Bybel het, Job 34, ons gaan redelik by hom stil staan. Eli sê vir Job die volgende, miskien moet ek dalk ook net dit sê, wanneer Eli met Job gesels, is dit eintlik nogal 'n moeilike gesprek om te vat. Dis swaar begrippe wat baie keer neergesit word. En in elke mens se situasie kom daar 'n stuk menslikheid ook saam. So Eli in hoofstuk 34 haal hy sekere goed aan wat Job gesê het in die verlede. En soos enige mens kom ek en jy mos in argumente in en ons highlight net die dinge wat ons wil sê wat my punt nou gaan staaf. So hy gaan nie net op Job, alles wat Job gesê het nie. Hy highlight eintlik nou 'n paar goed en sê, hier's goed wat ek eintlik voel, dis ontstellend as jy so gaan dink. Hier's goed wat ek voel, ons nodig het om oor te gesels. Ja, van die goed haal ek dalk aan buite konteks, maar die beginsel gaan dieselfde bly. En nou kom hy in hoofstuk 34 vers 2 en hy sê, hoor wat ek te sê het, julle wat die wysheid het, luister na my, julle wat die kennis het, die oor toets woorde soos die verhemelte kosproe. Ek love daai begrip. Die oor toets woorde soos die verhemelte kosproe. Hoe werk dit? Die oomblik wanneer ek en jy iets proe met ons mond, die oomblik wanneer ons iets eet, dan kan ek en jy agterkom of ons daarvan hou of nie. Dis die een kant. Dis die maklike kant van ek toets woorde soos wat my verhemelte kos proe. Ek kan onderskei, ek hou van hierdie gesprek of ek hou nie daarvan nie en ek kan loop.
Maar daar's 'n groter beginsel. Jy kan proe of kos af is of nie. Jy kan proe of iets nie goed is nie. Jy kan iets proe en sê, hier's iets nie reg met hierdie ding nie. Hoopelik wanneer jy hoender eet, vind jy dit betyds uit. Dis die slegste ding om iets te proe wat jy dink goed is, maar nie goed is nie. Soos ek onthou, ek is nou nog geskaar deur daai oomblik. Dis vir my 'n moeilike ding om oor te gesels. Ons was skaars getroud, ek en Jer, en die goudtrein het net begin, daar in Pretoria. Tussen Pretoria en Johannesburg. En ons gaan op die goudtrein, nee, ons is grand and fancy, hier klim ons op die goudtrein Sandton toe, vat ons Nelson Mandela Square toe, en ons klim daar uit. Soos wat jy uitklim, daar by die goudtrein, is daar 'n restaurant met 'n groot banner gewees. Hulle het natuurlik nou geweet, met die goudtrein en al die mense wat nou net dit wil toets, dis 'n goeie geleentheid om specials te hê. En hulle het 'n massive banner wat sê, buffet ontbyt. En ek weet, die Here roep my. Ek weet sommer, dit is 'n teken van die Here wat sê, kom in. Jy het die regte dag gekies om op hierdie trein te klim. En ek sê vir Jer, ons gaan sommer, hierdie treinrit het my nou honger, ons gaan nou buffet ontbyt doen. En ons kom daar en dit was die beste buffet wat ek in my lewe gesien het. Daar's tot chicken strips as ontbyt, deel van hierdie geleentheid. En ek dink, wie het al ooit chicken strips by 'n buffet ontbyt neergesit? Ek dink, dis die beste ding ooit. En ek laai my bord met chicken strips. En ek vat daai eerste hap, toe is dit halloumi kaas. Ek kom uit die noorde van Pretoria uit, ek weet nie wat halloumi kaas is nie. Maar die ding lyk soos 'n chicken strip. En ek eet daai ding, en ek proe, ek dog, my lewe eindig net daar, nee, want hoender wat af is, ek gaan die res, daar gaan die hele trip, ons moet nou maar terug gaan huis toe, want ek wil nie, my maag moet nie hier werk nie. Ek time hom, ek weet, ons het so 2 ure, dan skop hierdie hoender in. So, dis genoeg tyd om terug te gaan tot by die huis, so, kom ons gaan huis toe, dis verby, dis klaar. En Jer sê, laat ek net kyk, wat is hier, en sy ryk om so in sy proom, sy sê vir my, dis halloumi kaas. En ek soos, wie sit halloumi kaas by 'n buffet ontbyt? Dis verskriklik. Ek kan nie glo. Ek gaan deur hierdie moment nie. En dit is oorweldigend in daai oomblik. En dis die ergste, wanneer jy iets proe, en jy dink jy gaan 'n sekere smaak beleef, en is totaal iets anders. En die tekstuur, ek meen hy's rabberig daai ding. Skielik, hierdie hoender praat met jou hier in die binnekant van jou mond. En nou moet jy hierdie ding stoei. En nou sê Eli hier vir Job, hy sê vir hom, jou oor toets die woorde soos wat jou verhemelte kos proe. En daar's tye wat ek en jy kom en ons sê, ons geneigtheid is om ons oor uit te leen na vleitaal, na dit wat lekker klink. Maar jy moet leer om jou oor te toets, nie net vir dit wat lekker klink nie, maar vir dit wat goed en gesond is. Want ek kan proe wat goed is, ek kan proe of goed af is of nie, maar ek kan nie proe of iets gesond is of nie. Ou mense het altyd gesê, of my ouma het altyd gesê, wanneer iets sleg is, dan weet jy dis goed vir jou. Gelukkig weet ons, dit werk daarom nie so nie. Maar jy kan nie proe of iets gesond is nie. Jy kan nie daai onderskeid tref nie. Jy proe of iets goed is, of reg is, en of dit aanvaarbaar is om te eet, en of dit nie is nie. Maar jy kan nie proe of dit gesond is nie. En is dieselfde wanneer jy jou oor moet toets vir woorde wat in jou lewe gebeur. Jy kan toets of dit dalk goed is, en of dit lekker is, maar jy moet leer om jou oor in te stel of is dit gesond. En kom dit uit 'n goeie omgewing uit. En is dit iets wat my lewe gaan stig? Ek moet kies om te proe wat gesond is. Ek kan proe uit myself uit of dit goed is, maar ek moet kies om te proe wat gesond is. En wanneer ek my oor moet toets, moet ek kies om hierdie toets deel te maak van my lewe. En wanneer ek in hierdie beginsel eintlik begin verstaan, maar hier's goed wat ek moet deurfilter, en wanneer woorde gespreek word, en wanneer dinge na my lewe toe kom, is dit nie net woorde wat ek moet toets, was dit vir my lekker om hierdie ding te hoor nie, maar was dit gesond en was dit goed, en het dit my gestig op enige manier. En hier's die grootste beginsel wat ek in my lewe geleer het. My oor toets nie net woorde wat na my toe kom nie, maar uit my uitgaan. My oor toets nie net woorde wat na my toe kom nie, want ek is geneig om daai maklik te toets, en te beoordeel, en te sê, nee, maar daai persoon weet net nie. Nee, daai ene kom net nie uit die regte
perspektief uit nie. Daai ene het nie 'n benul waarvan hulle praat. En ek sal woorde maklik toets wat van buite afkom, maar ek kan net sê wat ek wil, hoe ek wil, wanneer ek wil. En daar's 'n duidelike definisie wat in Job se lewe gebeur, wat jy kan agterkom. Daar's 'n tyd wat Job al die regte goed sê, op die regte manier. En skielik begin hy homself verdedig. En skielik begin die argument anders klink. En Eli kom by hom en hy sê, Job, jy moet leer om weer die woorde te toets. Nie net wat van buite afkom nie, want jy het dit nou redelik goed gedoen. Jy moet nou ook die woorde toets wat vanuit jou afkom. Oor dit wat jy praat oor die Here. Oor die manier hoe jy praat oor die Here. En dit is 'n belangrike beginsel, want skielik moet ek en jy die vraag vir onsself vra, is die oortoets van my lewe, is my oor reg ingestel om die toets goed te doen? En Eli verduidelik dan vir Job in vers 4, hy sê, laat ons dan vir onsself uitmaak wat reg is, en onder mekaar uitvind wat goed is. En dis nogal 'n interessante beginsel wat hy neersit, want hy sê, dis asof die Here jou en my bekwaam gemaak het, om hierdie toets te kan doen, en uit onsself te kan redeneer of dit goed is. En of uit onsself kan redeneer of dit reg is. En nou sê hy vir Job, kom ons vat die challenge, kom ons vat hierdie uitdaging, as ek nou vir jou hierdie beginsel neersit, toets die woorde in jouself en wat na jou toe kom, of dit goed en of dit reg is, kom ons maak dit gou prakties, kom ons maak dit eenvoudig, kom ons kyk uit onsself, wat gebeur uit hierdie ding, en dan kom vers 5, en hy sê, want Job het gesê, dis nou Eli wat met hom praat, kom ons toets hierdie een, en ek love dit wanneer hy hierdie toets vir hom gee, dan sê hy, ons gaan uitmaak nou, ons gaan hierdie saak uitmaak, ons gaan dit nie ooplos nou vir interpretasie nie, jy kan nie neutraal wees in hierdie gesprek nie, jy kan nie op die draad sit nie, hierdie is iets wat ons nou gaan definieer, hierdie toets gaan 'n gevolgtrekking maak, wat ek en jy kan vat en sê, okay, nou het ons 'n bewustheid van waar ons trek, en dan begin hy in vers 5, hy sê, Job, jy het gesê, ek is regverdig, en God het my reg van my ontneem, ondanks my reg, wat ek dink ek het, staan ek as 'n leienaar, ongeneeslik is my pylwond, en dit sonder 'n oortreding, waar is 'n man soos Job, wat godslastering drink soos water? Job sê, ek is reg, en ek het 'n reg wat na my toe kom, en die Here het dit van my af weggevat. Met ander woorde, as ek 'n reg het, en ek staan op dit, en die Here het dit net ontneem van my, beteken dit die Here is aan die verkeerde kant. En nou kom Eli, en hy sê, jou oor, wat ons die woorde nou moet toets, is nie net wat jy gesê het nie, maar van waar af kom hierdie gesprek. Ek is reg en die Here is verkeerd. Hy sê, sonder dat jy dit besef het eers, Job, hier's die toets wat my oor hoor wanneer jy hierdie gesprek voer. Jy laster nou. Eina. En jy voel so half, ja, maar miskien het Job die reg om nou net so 'n bietjie vrae te vra, maar Eli trek hom na die beginsel toe en hy sê, dit gaan nie nou net oor toets ons die woorde van dit wat jy voel jy die reg het om te sê nie. Kom ons kom by die bottom line van hierdie gesprek. Jy laster nou. En is nie dat jy die Here se naam noodwendig ydelik gebruik het nie. Dis dat jy die verkeerde karaktereienskappe toeëien aan die Here. En ydelike taal voel ons baie keer, ja, maar is net goed wanneer ons dit net die Here se naam buite konteks gebruik. En as hulle in hierdie films en al hierdie goeters wat hulle die hele tyd net die Here se naam so maklik aan gebruik, nee, dit sit nie reg nie en dit moet nooit reg wees nie. Maar dis veel meer as dit. Dis nie net het ek die Here se naam gebruik in 'n konteks wat net nie in die regte sinskonstruksie is nie. Dis wanneer ek die verkeerde eienskappe aan die Here toeëien. En Job kom op daai plek waar hy sê, as ek dink aan my lewe, ek is reg en God ontneem regte van my. Dan sê hy, jy laster, as jy so dink. Jy dink op die verkeerde manier. Job sê tot die volgende in vers 9, hy sê, dit baat 'n mens nie om die wil van God te doen nie. Dis hoe hy voel. Hy kom op die punt waar hy sê, maar dit help nie eers meer, ek dien die Here nie. Dit help nie eers, ek is gehoorsaam aan die stem van die Here nie. Dit help nie, ek is onderdanig aan sy wil en probeer die regte goed doen nie. Wat baat dit my om die regte dinge te doen? En Eli slaan hom met hierdie waarheid in vers 14. Ek love hierdie beginsel. Hy sê, as God op homself ag sou gee, sy gees en sy asem na hom sou terugtrek, dan sou alle vlees tesame die asem uitblaas en die mens tot stof terugkeer. Eli sê vir hom, jy voel asof die Here homself onttrek het. Jy voel asof jy op jou eie staan, Job. Jy voel, wat baat dit my om die Here eers te dien, want hy is nie betrokke in my lewe nie.
Hy gee nie om oor wat met my gebeur of waar ek opeindig nie. Hy het homself onttrek van my en Eli sê vir hom, hier's die oortoets weer 'n keer. Hier's die ding wat jy moet agterkom. As dit die waarheid sou wees en God het homself onttrek, dan het jy gesterf. En as God sy asem sou terugtrek van die mensdom, sou almal van ons tot stof terugkeer. So hier's die waarheid, Job. Hier's die ding wat jy moet agterkom. God het homself nog nooit onttrek van die mensdom nie. Hy is teenwoordig en hy sal altyd teenwoordig wees. Hy is nie iewers ver weg nie. Hy is betrokke in ons lewens. Hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. En al sou dit vir jou voel, Here, ek verstaan nie hierdie ding nie en dit voel vir my moeilik en dit voel vir my ek kan nie hierdie ding verduidelik nie. Al sou dit jou realiteit wees en jou gevoel wees en kan jy dit regtelik dalk sê, is dit nooit die absolute waarheid nie. God is teenwoordig. En dan sê hy, en al sou dit vir my voel dat die Here dalk dinge toelaat in my lewe of dinge laat gebeur en ek kan dit nie uitredeneer nie. Al voel ek, Here, ek verstaan nie. Hier's my realiteit. Die Here sal nooit verkeerd doen nie. En dit is my nogal 'n intense bewustheid net. Daai verstaan van die Here kan nie verkeerd doen nie. En wanneer ek in my lewe in 'n prosesse kom en ek bevraagteken die Here se plan nou in hierdie konteks en ek bevraagteken wat nou besig is om te gebeur, hierdie moet my realiteit wees, die Here kan nie verkeerd doen nie. En wanneer Job begin en hy sê, Here, maar ek het 'n reg en U ontneem my van hierdie reg, is daar iets wat moet skuif hier aan sy binnekant om te verstaan. Wanneer ek hierdie redenasie begin, beter dit van die regte perspektief af wees. En die Here kan nie verkeerd doen nie. Inteendeel, dis vir hom onmoontlik. Dis wat vers 12 ons leer. Wat Eli vir Job probeer leer. Hy sê, dit is vir God werklik onmoontlik om verkeerd te doen. Vir die Almagtige om die reg te verdraai. Dis onmoontlik vir die Here om verkeerd te doen. En dis soms die harde gesprek. Moenie in die strik trap waar jy teen die Here praat in moeilike omstandighede nie. En dit is soms maklik om te doen want ons sien nie die Here nie. Hy staan nie nou net hier voor jou nie. Daar's tye wat mense hom al beleef het en gesien het en op sekere maniere gesien en beleef het. Maar ek en jy sien hom nie elke liewe dag fisies nie. Dis nie asof hy hier voor jou kom staan en jy het nou skielik hierdie bewustheid van hoe groot die Here altyd is nie. Jy moet jouself kies om hom te sien in alles van dit wat in jou lewe gebeur. En nou is dit partykeer vir ons so maklik om eintlik maar net te sê en goed toe te eien aan die Here en te sê, Here, maar hoekom laat U dit toe? En ons kom met 'n attitude na die Here toe. En ons begin vir hom vertel hoe hy dinge eintlik verkeerd doen in my lewe. Ons doen dit maklik want ons sien hom nie altyd nie. Ek meen, dink gou vir 'n oomblik as ek nou die kans sou gehad het om by Ramaphosa se deur te kon instap. As ek 'n uitnodiging kry, wonder bo wonder, en hy sê, Lenrou, ek het gesien, jy is daar by Doxadeyo Langeberg, ek wil jou nooi vir 'n gesprek. Ek meen, ek gaan nie net daar instorm en vir hom sê, kom ek vertel jou wat jy alles verkeerd doen hier, Ramaphosa. Ek het 'n paar gedagtes hier, ek het 'n paar opinies. Ek het al 'n paar goed agtergekom in hierdie land, ek is nie seker of jy dit al gesien het nie. En ek dink ook nie, as jy die geleentheid het om te gaan, sou jy gaan met daai attitude nie. Hoekom? Want jy dink, ek moet respek ten minste hê vir die persoon. Ek moet ten minste 'n agting hê vir dit wat sy werk van hom vra. En nou kom ek met berekende goed in my kop. Inteendeel, my persoonlikheid sal wees, ek sal eintlik 'n paar goed gaan neerskryf vir myself en sê ek wil hierdie goed vra, ek sal dit wil weet. Ek wil wonder hieroor. En ek gaan nie met 'n aanvallende attitude kom nie. Ek gaan al vra, hoorie, verduidelik net vir my, help my om dit beter te verstaan. Maar dis asof ons by die Here ons attitude heeltemal anders het. En ons kom nie met daai bewustheid van wie hy is in hierdie gesprekke nie. En ons kom nie met hierdie agting vir die Here nie. En ons werk nie deur die situasie in dit wat, Here, ek wil regtig hierdie ding verstaan nie. Ons kom net en sê, Here, maar hoekom doen U dit so? En eintlik, Here, hoekom sal U toelaat dat dit met my gebeur? Hoekom sal U toelaat dat hierdie is moeilike gesprekke, hierdie is nie eenvoudige gesprekke nie. En al wat Eli hier vir Job probeer leer, is hy sê vir hom, dis okay partykeer om daai vrae te vra. En in 'n mate het ons seker die reg om daai vrae te vra. En loof die Here, hy is 'n verhoudingsgod wat toelaat dat ons kom met ons vrae en ons twyfel partykeer en ons wonder. Maar dis 'n preek vir 'n ander keer, maar ek wil dalk net dit vir jou sê. Die Here is nie teleurgestel as ek en jy vra het nie. Maar dis 'n preek vir 'n hele ander keer.
Die Here is nie teleurgesteld as jy twyfel nie. Maar hier's die beginsel wat Eli wil leer vir jou en my. Hy sê, wanneer jy die vraag vra, maak seker dat jou oor die woorde toets. Maak seker dat jy uit 'n opregte hart kom en met suiwer lippe, soos wat ons laasweek geleer het. Maak seker dat jy kan proe dat dit goed is. Die vraag is eintlik, wat is die oortuiging van jou hart? Wat is die oortuiging van jou hart wanneer jy in hierdie gesprek met die Here tree? Is jou oortuiging dat die Here God is en in beheer is? Is jou oortuiging dat hy reg doen en hy altyd reg doen? Is jou oortuiging dat hy goed is en hy altyd goed is? Of betwyfel jy dit? En dan is die moeilike gesprek binne in dit, dat ons nie in daai gevaarlike terrein sal beweeg om te sê, maar nou laster ons teen die Here, oor dat ons goed aan hom toeëien, wat nie aan hom toekom nie. En wanneer ek op die plek is, wanneer ek hierdie goed begin toets in my wese, dan kom ek agter, die Here tree nooit buite sy karakter op nie. Nooit nie. Ek en jy doen, baie keer. Ons tree op buite ons karakter wanneer ons bedreig voel. Ons tree op buite ons karakter wanneer ons bang voel. Ons tree op buite ons karakter wanneer ons ongemaklik voel oor sekere situasies, nê. Skielik doen jy goed en sê jy goed wat jy nie bedoel het nie, of wat jy gedink het. Ek het nooit gedink dit sit eintlik in my om so te reageer nie, maar die oomblik wanneer jy bedreig word, dan word daar ietsie aan jou binnekant wat sê, ek gee nie nou om oor wat om my aan die gang is nie. Ek sal selfs buite my karakter optree. Maar die waarheid oor die Here is, hy tree nooit buite sy karakter op nie. Nooit nie. En wanneer ek in my situasie begin bevraagteken oor wie die Here is, moet my oortuiging wees dat sy majesteit is in beheer van my lewe. Sy koningskap is dit wat vir my rigting gee. Sy heerlikheid is wat my oorweldig. Dit is hy wat geregtig is op alles en nie ek nie. En dan kom Eli en hy gee vir hom hierdie stukkie wysheid in vers 31. Hy sê, as jy dan vir God sou sê, ek het my teen u verhef, maar ek sal nie weer oortree nie. Leer my wat ek self nie weet nie. As ek verkeerd gedoen het, sal ek dit nie weer doen nie. En Eli sê eintlik vir Job, in hierdie konteks, gaan hy eintlik aan en hy sê vir hom, maar hierdie gaan nie, as jy dit so vra, gaan dit nie net die situasie wegvat nie. Dit los nie skielik die situasie op nie. Dit verander nie skielik alles nie. Maar hier's die twee belangrike beginsels wat jy dalk in ag moet neem wanneer jy met die Here praat. 1, bely eers jou trotsheid. Here, ek het myself teen u verhef. Here, ek het myself teen u verhef en gesê, hier's wie ek is, Here. Ek het alles reg gedoen, ek het alles goed gedoen. Here, hier is wie ek is. Dis so goed ek dinge gedoen het. Here, hier is wie my omstandighede eintlik nou onregverdig is. Ek het myself verhef teen u. En hy sê, wanneer ek en jy met die Here praat, maak seker jy verhef hom en nie jouself nie. En weer eens is dit verskriklik moeilik en sensitief. Want ons gaan deur diep waters. En ons gaan deur moeilike dinge in ons lewens. Maar die vraag is, wie verhef jy en wat verhef jy? Jouself en jou omstandighede of die Here? En die tweede beginsel wat hy vir hom gee is, leer my wat ek nie weet nie. What a principle. Here, leer my wat ek dalk self nie eers weet nie. Here, kom openbaar aan my die dinge wat ek nie nou sien nie. Here, kom wys vir my dit wat ek nie nou verstaan nie. Weet jy wat sê Eli vir Job? Hy sê, vra vir die Here, wys my blind spots. En as jy al ooit 'n blind spot gesprek gehad het, dis altyd mooi. Ek sal dit nooit vir couples voorstel nie. Tensy jy regtig 'n solid verhouding het, maar ek en Jared op 'n stadium, toe sê ek vir haar, kom ons hê 'n bietjie 'n blind spot gesprek. Ek gaan vir jou sê wat jy doen, wat jy dalk nie weet jy doen nie. En dan sê jy vir my wat ek meen gelukkig, dit was nie uit 'n konflik situasie uit nie. So ons was op 'n goeie plek op daai stadium en ek voel dis nou veilig. As ons ooit hierdie gesprek gaan hê, dis nou die tyd. En aan die begin, dan begin jy redelik versigtig. Ja, wel, jy los die kasdeure oop. Ek sal dit like as jy die kasdeure toemaak. Sy sê, ja, jy los jou skoene op die vloer. Ek sal dit like as jy jou skoene bære. En skielik raak dit van daai oppervlakkige gesprek na 'n diep gesprek toe. En skielik voel jy so half, okay, dis nou genoeg. Strek nou die lyn. Ons was okay geweest toe ons hierdie gesprek begin het, ek is nie meer okay nie. So, nou stop ons. Nou trek ons die lyn. 'n blind spot gesprek is nooit maklik nie. Hoekom? Want dit is 'n blind spot. En 'n blind spot sê ek sien dit nie raak nie. Maar daar's goed wat ek doen
en goed hoe ek reageer, en ek dink ek hanteer dit redelik goed, en ek dink ek is redelik okay met die druk, en ja, miskien is daar sekere druk wat jy goed hanteer, maar wanneer die druk regtig intens raak, dan doen jy regtig nie meer so goed nie. En so kom ons op 'n plek waar binne ons goed van onsself ontdek, en jy voel so half, okay, maar dit maak nou seer, so kom ons stop net eerder. En Eli sê vir Job, as jy dit kan regkry, nie net om met die Here te praat oor jou omstandighede nie, maar waar jy die Here kan vra, Here, wys my blind spots. Miskien is jy dan op 'n goeie plek. Miskien is jy dalk dan op 'n plek waar jy bereid is om die waarheid te hoor. Miskien is jy dan op 'n plek waar jy sê, Here, los nie net my omstandighede op nie, maar laat my groei. Moenie my net los soos wat ek was deur hierdie ding nie. Ek het gedink ek is redelik okay. Here, ek was geregtig. Hy het my reg van my al weggevat. Okay, miskien is dit net iets, Here, help my om hierdie ding nog beter te verstaan. Help my om nog dieper en verder te groei. Here, help my om in hierdie gesprek nie net vir myself 'n ontdekking te wees en 'n ontdekking te maak nie. Here, maar help my om hierdie gesprek na my omgewing toe te vat, sodat ek ander kan help om te groei in hierdie selfde konteks. Dis sekerlik die belangrikste beginsel om te leer, of om toe te pas in jou lewe. Leer my, Here, wat ek nie weet nie. Leer my u wil vir my lewe. Leer my u droom vir my lewe. Dit help nie net jy sê dit nie. Dit help nie net jy sê, okay Here, ek is nou maar op die plek, ek het gehoor in die preek, Here, ons moet dalk nou maar hierdie vraag vra. Dit help nie net jy sê dit nie. Want dit gaan nie jou situasie noodwendig net verander nie, maar dit's guarantee, dit gaan jou perspektief verander. En wanneer jy dan die toets begin doen, en jy begin dan agterkom, okay, maar wat's besig om te gebeur? Dan sê Eli vir Job, hier's wat jy moet agterkom in vers 33, die B gedeelte. Jy moet kies, nie ek nie. Jy weet hoe sake staan, praat. Onthou laasweek toe sê hy vir hom, bly stil, luister nou, as jy wil wysheid kry, luister nou. En nou sê hy vir hom, as jy hierdie beginsels begin toepas, en ons kom op 'n plek waar ons sê ons is bereid om hierdie woorde te toets, nou sê hy, nou moet jy kies, Job, nie ek nie. Dis nie iets wat ek vir jou kan doen nie, dis nie iets wat ek namens jou kan doen nie, hier is nie iets wat enige iemand anders namens jou kan doen nie, jy moet nou kies, hoe jy hierdie perspektief en hierdie vraag en hierdie gesprek en hierdie omstandighede gaan toets. Jy moet kies. Gaan dit jou perspektief wees in jou omstandighede of gaan dit die Here se wees? Gaan dit jou manier van dinge wees hoe jy dink dit opgelos moet word of gaan jy toelaat dat die Here dit vir jou kom wys? Jy moet kies. En dan sê hy, hier's wat die toets gaan ontbloot elke keer, vers 36. Maar Job moet end-uit getoets word, want sy argumente is die van goddelose mense. Hy hoop sonde op sonde. Hier tussen ons verlustig hy hom daarin. Hy hou aan met praat teen God. En Eli sê vir hom, hier's wat die toets gaan wys vir jou. Hier's wat die toets gaan ontbloot. Of jy gaan klink soos 'n goddelose, of jy gaan klink soos 'n gelowige. Worship team, julle kan my join hier voor. Of jy gaan klink soos 'n goddelose. Hoor wat sê hy vir hom? Hy sê Job moet end-uit getoets word. Hy sê hierdie toets is nie net iets wat in 'n oomblik gebeur en nou het jy die toets deurgemaak en loof die Here, nou is dit net hallelujah, by and by, I'll fly away, oh glory, dis nou my pad nie. Of daai liedjie wat ek gesing het toe ons in die sonnaarskool was, ek is op my pad hemel toe. Nee? Dit was altyd die lekkerste belydenis om te maak, as jy daar, jy weet, jy was dalk stout by die skool gewees, maar Sondag, ek is op my pad hemel toe. Nee, jy wil net daai waarheid hê. Wil net gemaklik wees met dit. En dan is ons okay. Maar nou sê Eli vir hom, hy sê, hierdie gesprek gaan nog moeiliker raak vir jou, want jy moet end-uit getoets word. End-uit. Jy moet hierdie toets deurkom elke liewe dag van jou lewe. Jy moet hierdie toets deurkom in elke liewe gesprek waarmee jy te doen het, wat oor die Here gaan en oor jouself gaan. Jy het nodig om hierdie gesprek en hierdie toets deur te kom en jou oor in te stel om te sê, Here, ek wil dit toets, nie net met my eie perspektief en met my eie uitkomste en met my eie gedagtes en met my eie oplossings nie, Here, maar ek wil dit toets met u waarheid. Stem dit ooreen met wie u is en wat u woord oor my lewe sê. Jy moet end-uit getoets word, want jou argumente is die van goddelose mense. Hy sê, jy het op die plek gekom waar jy klink soos iemand wat nie die Here dien nie. Ek weet jy dien die Here, maar jy klink soos iemand wat nie die Here dien nie. En nou moet jy kies, Job, hoe jy hierdie toets gaan verder vat. Gaan jy aanhou met die filter, hierdie toets laat deurgaan,
uit die perspektief van goddeloses, uit mense wat nie die Here ken nie, wat redeneer asof God nie bestaan nie, wat sê asof God nie in beheer is van hierdie wêreld nie, wat sê dat God nie 'n invloed het in my lewe nie, gaan dit jou filter wees? En dan gaan hy aan. Hy sê, eintlik wat jy dan doen is jy hoop sonde op sonde, want as jy erken die Here is nie hier nie, of nie teenwoordig nie, of nie deel van nie, is dit eintlik 'n sonde. Jy laster. En as jy gaan kies om dit aanhou te filter, nou hoop jy sonde op sonde. Dis nie asof jy iets verkeerd gedoen het wat hierdie ding verdien het in Job. Maar as jy gaan aanhou met hierdie perspektief, hoop jy sonde op sonde. En nie net dit nie, jy verlustig jou daaraan. Dis vir jou lekker. Jy het gewoond geraak daaraan. En hier's wat hierdie toets gaan ontbloot. Praat jy soos 'n ongelowige of praat jy soos 'n gelowige? Want dis nooit albei nie. Dis een of die ander. Hierdie toets gaan dit ontbloot. Dis wat dit gaan wys. En loof die Here, hier's die uitkoms van Job se toets op die ou ende. Jakobus 5. As ons spring na die Nuwe Testament toe rondom die uitdrukking en die ontdekking van Job. Uit hierdie harde en moeilike gesprekke, hier's die toets wat hy end volgehou het. Hoor wat sê hy? Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job en julle die einddoel, hoor daai woorde, einddoel. Job, jy moet end uitgetoets word. Julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Dat die Here vol medelee en ontferming is. Job het die grootste rede om eintlik daai toets verder te dop. Hy het die grootste rede om eintlik net te sê, maar Eli, jy verstaan nie. Jy's nie self deur hierdie ding nie. Jy het dit nie self beleef nie. Jy voel dit nie aan jou lyf nie. Jy moet nie die hele tyd borstel drink en hoes die hele tyd en hier op die ashoop sit nie. Jy weet nie hoe dit voel nie. Of daar kan 'n toetsverandering kom. En hy sê, hier's my ontdekking. Selfs in die moeilikste van gesprekke en in die swaarste van tye. Hier's wat my oortoets gedoen het. Die Here is vol ontferming en medelee. Daai woord in die Grieks, vir albei daai woorde, vir medelee. Medelee beteken letterlik extremely compassionate. Die woord ontferming kan vertaal word as compassionate. So hoor wat sê Eli vir Job, of wat Jakobus ons leer oor die einddoel van Job. Hier's die toets, se resultaat. God is extremely compassionately compassionate. God is extremely compassionately compassionate. Al voel dit nie so nie. Wat is die oortoets van jou oortuiging? Wat ontbloot die toets? As jy gesit het, en weer eens, ek dink nie die Here is teleurgestel dat jy vra het nie, maar as jy daar sit, en jy praat met die Here oor jou omstandighede en waar jy jouself bevind en waar jy trek, op die ou ende van die dag, wat ontbloot daai toets regtig oor jou, en jou verhouding met die Here, en jou verstaan van wie hy is? Gaan dit aanhou klink soos 'n goddelose, of gaan jy agterkom, hierdie toets resoneer nie met die woorde wat ek nou gesê het nie. Hierdie toets resoneer nie nou met die gedagtes wat ek nou gehad het nie. En ek praat nou terwyl ons gebid het voor die tyd, praat ek saam met mense en dit was eintlik so kosbaar om te sê, maar in die huwelik is dit eintlik baie keer dieselfde waar jy agterkom. Hey, ek moet resoneer en toets nou. Is hierdie woorde wat nou gesê was in die hitte van die oomblik, is dit die oortuiging of was dit nou maar net iets wat hier uitgeglip het? En kom ons kom by die hart van die saak uit. Kom ons toets die woorde soos wat die mond of die verhemelde die smaak van kos proe. En onderskei, is hierdie ding goed of kwaad? So gaan ek na die gesprekke toe. En ek begin die woorde toets wat uit myself uitkom. Here, ek het nou hierdie ding gesê, maar ek wil dit kom toets in my hart. Is dit iets wat uit my hart uitkom? Want dan het ek 'n probleem. Dan het ek nodig, Here, dat U my kom vorm en kom maak weer en kom nuut maak. Here, daar's goed wat moet verander hier aan my binnekant. Maar as dit net iets was wat nou uitgekom het, Here, op een of ander manier help my dat ek nie weer daar eindig nie.
En skielik kom die toets en hy begin goed in my aanspreek, in my aanwakker en sê, wat ek nodig om te groei? Wat ek nodig om te skuif in die perspektief wat ek het oor die wêreld en die Here en myself in daai spasie en verhouding tot? Waar sien ek die Here se hand in hierdie situasie en in hierdie gesprek? Waar beleef ek hoe die Here se plan en se wil nog werk ten spyte van die goed wat voel asof dit in mekaar intuimel in hierdie oomblik? Wat sê jou toets vir jou? En ek wil jou challenge in hierdie week. Miskien kom jy dalk uit 'n moeilike seisoen uit. Miskien is jy regtig op 'n plek waar jy die Here begin bevraagteken. As dit jy is, ek weet die Here het jou hiernatoe gestuur vandag vir 'n rede. Jy het nodig om jou oortoets aan te pas. En partykeer stuur die Here mense op jou pad, wat daai toets vir jou gaan wees, en dis nie lekker nie. Ek kan nie dink, Job sit in daai gesprek aan die einde van dit en sê vir hom, "Ai, dankie Eli. Jo, good chat." Ek kan nie dit dink nie. Ek kan nie dink, Job sit in ek kan myself imagine, want ek weet hoe reageer ek. Ek kan sien hoe ek 'n diep frons kry in daai oomblik. En ontsettend stil raak. Want dis wat ek doen as ek baie kwaad is. Ek raak stil. En waar ek en Eli albei in stilte sit vir 'n oomblik. Niemand sê 'n woord verder nie. En na etlike minute, dan raak Eli se geduld nou met my op en dan wil hy nou weet, okay, wat nou? En dan sal my reaksie net wees, nee, is reg. Is reg. Loop nou, is reg. Nie vir my kyk nie, gaan. Gaan. Ek weet. En ek dink, in daai oomblik moes Job 10:1 op daai plek gewees het en gesê het, yes. Ek hoor al hierdie goeters. Ek hoor dit. En ek weet jy's reg. Maar dit is nie so maklik nie. Dit is nie so eenvoudig nie. En ek beleef so, hier's iemand wat hier sit en dit vanoggend, soos wat ek preek en soos wat ek praat, die hele tyd dit sê, dit is nie so maklik nie. Dit is nie so maklik nie. Ek wil hê jy moet hoor hoe die Here vandag vir jou sê, ek hoor jou, dit is nie so maklik nie, maar dit is so nodig. Dit is nie so maklik nie, maar dit is so nodig. Ek wil jou vra vir 'n oomblik jou oë te sluit net daar waar jy is. Miskien het jy al so lank deur 'n situasie gegaan en omstandighede gegaan, dat jy jou oortoets aangepas het na vleitaal toe. Na dit wat lekker klink en gemaklik klink. Jy soek daai gesprekke. Jy wag net vir dit. En dan tap jy in by dit, maar skielik is daai verhouding nie volhoubaar nie. En daai gesprekke nie volhoubaar nie, want goed verander. En dan soek jy net weer die volgende gesprek wat dit gaan help. En miskien het jy nodig om vanoggend net te hoor. Herkalibreer die toets. Reset hom. Vat dit terug na die oorspronklike woord. Dit wat die Here sê. Dit wie die Here is. Dit wat die Here doen. Here, ek wil my toets terugdraai na dit wat U mee besig is in my lewe. En as jy in hierdie plek sit vanoggend, selfs aanlyn saam met ons kyk, as jy in hierdie oomblik bewus is van 'n toets in jou oor wat dalk moet skuif, wil jy nie vir 'n oomblik daar waar jy is jou hand in die lug steek as dit jy is. As jy jou hand opgesteek het, jy kan hom weer laat sak, jy hoef hom nie daar te hou nie. Here, U sien vanoggend. U sien vanoggend reg deur ons maskers. U sien vanoggend reg deur, Here, die goed wat ons voorhou. U sien ook reg deur die woorde, Here, wat ons dalk so maklik sê, omdat ons nie U altyd sien nie. U sien deur dit. Here, maar vanoggend kom ons eintlik uit 'n perspektief vir onsself. Here, ons wil die woorde kom toets wat uit ons wese uitkom. Ons wil die woorde kom toets wat uit ons harte uitkom. Here, kom herkalibreer dit. Here, laat die resultaat van ons toets
kom wys dat ons geloof het. Laat die resultaat van ons toets kom wys, Here, dat ons glo dat U goed is en altyd goed is. Laat die resultaat van ons toets wys dat ons weet, Here, U doen nie verkeerd nie en U is reg. Here, laat die resultaat van ons toets kom wys dat ons onsself onderdanig maak en nie onsself verhef nie. Dat ons onsself kom neerlê, Here, vanoggend opnuut voor U troon. Dat ons vanoggend toelaat, Here, dat ons kom geskaaf word. Dat ons vanoggend toelaat, Here, dat U kom ontbloot. Dit wat dalk uit gebrokenheid uitgebore is. Kom ontbloot dit wat uit pyn of vrees of teleurstelling gebore is. Here, kom ontbloot die woorde wat ons baie keer oor onsself bely, wat nie goed is nie en nie gesond is nie en nie van U afkom nie. Here, kom identifiseer en ontbloot daai woorde sodat ons in lyn kan wees, Here, met dit wat U oor ons lewens sê. Dis ons gebed vanoggend, Here, in U naam alleen. Amen en amen. Ons gaan die Here aanbid vanoggend. Ons het ons diensorde so 'n bietjie omgedraai dat ons aanbiddingstyd eintlik na die woord sal wees. Jy sodat ons kan prosesseer. Jy sodat jy in 'n plek kan wees waar jy vanoggend kan sê, Here, dalk voel ek nog steeds, dis nie so maklik nie, Here, maar vanoggend terwyl ons U aanbid, wil ek my perspektief skuif, nie net na woorde op 'n skerm nie, Here, maar ek wil toelaat dalk dat die woorde met my kom praat vanoggend. Ek wil toelaat, Here, dat hierdie woorde dalk vir my 'n waarheid of 'n realiteit weer kom neersit oor my eie omstandighede in my eie lewe. Ek weet dalk nie nou wat om te bid of hoe om te bid nie, Here, maar hier's woorde wat uit 'n aanbiddingshart en perspektief uitkom en laat hierdie woorde jou kom vorm en maak. Toets dit vanoggend.